Right, 24 Desember 2024. Dis die hoeveelste maal dat ek hieroor praat. Maar dis die eerste maal dat ek 'n video gaan maak, 'n live video en hom gaan gooi op YouTube. Sodat ander hom kan luister wat nie op die WhatsApp groepe is nie, wat nog nooit gehoor het ek waarsku hieroor nie. Reg. So, kom ek waarsku. En ek gaan vir jou 'n baie breedvoerige uitleg gee oor hoekom ek waarsku. Reg? Nou ja, die afgelope 20 dae is daar 2 noemenswaardige aardbewings min of meer deur die Weskus. Die een is daar Diskant Springbok, 'n entjie in die binneland in, maar dit was kusvlakte. En ek dink hy was 'n 5 punt, wat het ek geskryf? Is dit 'n 5.5 gewees? Die een by Springbok was 'n 4.3. En dit was die 3de Desember, die 22ste Desember is min of meer 20 dae later, het ons 'n 5.5 by Calvinia, daar was like vir my 'n aftershock van omtrent 3.0, hulle het hierdie een van Calvinia so ver gevoel, dat hom gevoel het tot in Kaapstad. Reg. En lou en behold, ek het gesê die aardbewings sal kom, want die aardbewings is vir ons 'n waarskuwing. Niks gebeur oornag nie. As daar 'n modderstorting is in 'n bepaalde area van die wêreld, kan jy maar gaan seker maak dat mense gesê het, weet jy wat, ons sien daar's fout hier, met die volgende groot reëns, bliksem die laaste bietjie modder bo op ons, en die hele dorp is begrawe. Dis altyd so, daar's altyd waarskuwings. Altyd. God is regverdig, daar's altyd waarskuwings. Reg? Hierdie is waarskuwings. En ek glo Vader sal nog waarskuwings gee in terme van aardbewings, wat te doen het met die moeilikheid in die Kaap. So, ons het nie aardbewings in Suid-Afrika nie. Oor die algemeen was Suid-Afrika 'n aardbewingvrye sone. Vir jare der jare. Grootte wat ons gehad het was in Tulbagh, en dit was in die 60s, daar is 'n bietjie mense dood, dit was 1 of 2 mense dood, dit het in die nag gebeur, reg. Maar oor die algemeen het ons nie vulkane nie, ons het nie aardbewings nie, ons kry nie eintlik tornado's nie, ons het nooit gekry nie. Ons kry nie sulke sneeuvalle dat dit 'n krisis is nie. Ek wil net sien, ek het per ongeluk vergeet. Ek sien die ouens praat. Ek gaan nie antwoord nie. So die wat wil praat kan praat, maar ek gaan nie antwoord nie, reg? Ek is jammer, ek moet klaarmaak hiermee. So Suid-Afrika was eintlik 'n wonderlike veilige land in terme van die natuur. Ons het nie groot dramas nie. Ons kry nie tsunamies en die tipe van ding nie. Ons het nie daai probleem nie. En die rede daarvoor is dat die Afrika-plaat is 'n groot plaat. Sy grense is wyd. Dit wil sê sy grense, eindig in die middel van die oseane. So in die middel van die oseane. So in die middel van die Atlantiese Oseaan noem ons die Mid-Atlantiese Rif. En dis waar die Weskus of die westelike deel van hierdie Afrika-plaat eindig. Om presies te wees, daai Mid-Atlantiese Rif loop reg deur van amper van die Suidpool af, Antarktika af, reg deur tot daar bo in IJsland. Maar dit is die Afrika-plaat. Nou, ek praat te hard. Goed. Maar aan die ooste kant is die aardplaat ook diep in die see, kilometers en kilometers in die see in. So ons grens, die Afrika-plaat grens in die Indiese Oseaan aan die Indo-Australiese plaat. En dis ver in. So as daar moeilikheid kom op daai grense van daai plate, dit wil sê skuddings kom, dan ons kom dit nie eers agter nie. Daai tsunamies kom in elk geval nie by ons uit nie. Dit is diep see. So dit het nie daai geweldige effek op ons kusvlaktes nie. Ons het in ek dink is 2021, as ek dit nie mis het nie,
of 2022, ek praat onder korreksie, het ons 2 of 3 groot aardbewings gehad op die plaatgrens met Antarktika. En 3 dae later het ons dit gehad, in die Kaapstad het ons skuddings gekry, wat effektiewelik dan nou maar kom van daai probleme by die grensplaat met Antarktika. As jy nie weet waarvan ek praat nie, moet jy 'n kaart gaan kry. Anders gaan jy nie dalk nie by wees nie. Alright? So, dit is die rede hoekom Suid-Afrika was nog alle jare baie veilig, want Suid-Afrika is gebou op 'n rots. En dis met 'n doel so. Naas die feit dat hy het hoë plateau. Suid-Afrika het van die hoogste plateaus in die wêreld. So, as jy hier in Johannesburg bly, dan is die suurstof baie dunner as daaronder by die Kaap. So, om van hier af, van die Kaap af te kom tot daarbo, is omtrent meer as 1000 kilos, dan kom jy daarbo in Johannesburg, en hierdie ouens onder by die see snap dan verskriklik na hulle asem, hulle raak vinnig moeg, die lug is dun, dis ten minste 3 km bo kan seevlak, Johannesburg is ten minste 3 km bo kan seespieël, seevlak, so, en dit is hoekom die Suid-Afrika al die jare veilig was. Nou sê ek sien die ouens sê, ja, maar Johannesburg het al aardbewings gehad. Johannesburg se aardbewings was altyd as gevolg van mynaktiwiteite. Altyd. Want Johannesburg is hol. Alright? Sy is hol. En met die gevolg is, daar was hierdie probleme. Daar is egter 'n ander probleem met Johannesburg. En dit het te doen met die Skeurvallei. En dit het te doen daarmee dat 'n deel van die Skeurvallei, wat begin in die Jordaan, en reg deur haar kloop, verby die Victoria meer, Tanganyika meer, Malawi meer, en die uitkom by Maputo, maak 'n hoefyster deur Johannesburg, deur Pretoria en Drina om terug na Maputo toe. Hy maak 'n hoefyster. En daai skeur is in elk geval besig om mee te gee. Reg. So, maar ons praat, dat in Johannesburg 'n massiewe aardbewing kom, dat die geboue ineen gaan stort, is 'n feit soos 'n koei. Dit het ek persoonlik self gesien. En ek het 'n goeie idee wanneer dit sal gebeur. Dit is gekoppel aan 'n gebeurtenis. So as hierdie ding gebeur, dan sal ons die aardbewing kry in Johannesburg. Maar eers kry ons die groot aardbewing in die Kaap. Reg. So, dat dit haar eie feit is. Baie van die goed het ek self gesien, Meinhard. So, ek praat oor hierdie goed al vir jare. Ek praat oor hierdie goed al van 2012 af. Toe jy nog doek gedra het, heel moontlik, né? En jou ma jou gat moes afvee, toe het ek al hierdie goed opgestudeer. So ek is baie goed gekonfyt in dit, en naas die feit het ek 'n dop gehou het oor die jare. So hierdie is nie vir my nuwe nuus nie. Ek het nie opgestaan hierdie jaar en per ongeluk agtergekom, daar's 2 groot aardbewings deur die Weskus, en what the fuck, dit het gebeur. Wat, dit het gebeur. Ek het dit nie vandag agtergekom nie, ek praat al lank daaroor, lankal. Toe ek uitgemaak is 'n malle, so asseblief. Ek is moeg vir die volk het baie stories, en hulle hou hulle self vreeslik hoog heilig en skynheilig, maar dis eintlik so dom so snot, want hulle kan nie meer krities dink nie, hulle kan nie navorsing doen nie, hulle kan nie lees nie, hulle wil nie by skryf uitkom nie, hulle doen geen navorsing nie, hulle kyk TV, en dit is ons groot probleem. Die telefoon is seker die grootste bate vir enige iemand wat 'n info-junkie is. Maar dit is ook die grootste skade vir enige ou wat 'n addict is. So, as jy 'n addict is jy in jou moeren, want die foon gaan jou vashou, die TV hou jou vas. Maar as jy smag na kennis, na inligting, dan is hierdie foon jou beste pel. Jou beste pel. Jy kry al jou inligting daaruit, jy kan jou navorsing doen, jy kan dokumentêre kyk galore, as jy wil. Maar dit is lekkerder om Netflix te kyk, en nog 'n movie, as om die dokumentêre te gaan kyk. Nou, ek het die studie gaan doen. So, nou praat ek, nou is ek 'n probleem. Ek is 'n valse profeet. Ek verstaan nie werk julle nie. Reg. Nou ja, kom ons kyk wat sê Siener, want Siener praat pertinent oor die moeilikheid in Kaapstad. En die groot probleem met Kaapstad is as volg.
hy sit met Kuiberg. As dit nie was dat hy gesit het met Kuiberg nie, verstaan jy, dan was ons alright. Dan kan daar maar 'n krisis min of meer kom in Kaapstad, of 'n relatiewe aardbewing met 'n tsunami en so aan. Daar sal menseverlies wees, lewensverlies wees, ja, maar dit sal nie die einde van die wêreld vir Suid-Afrika wees nie. Ons sal begrafnis hou en ons kan weer herbou. Maar, nou sit hulle met Kuiberg. So, die Kuiberg is 'n probleem. Kuiberg is 'n kernkragstasie, 'n kernkragfasiliteit, wat krag opwek met uranium. Nou mens kan nou baie praat oor hoe veilig die proses is of nie is nie, maar effektiewelik is dit bad news in die geval van enige aardbewing wat veroorsaak dat Kuiberg kraak. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? So, Kuiberg, kom ek vat julle terug na 2011 toe. In 2011 was daar 'n groot aardbewing net diskant Japan in die see. En die aardbewing was so groot dat dit 'n tsunami veroorsaak het, bo-oor van daai eilande gespoel het, paar duisend mense is gone, weg, verdrink, maar hulle grootste krisis was, hulle kernkragstasie het effektiewelik ontplof. Ek dink hy 3 reaktors, ek dink 2 van die reaktors het meegegee. En ek dink die aardbewing is gesê is 'n 9.1 en toe verminder hulle hom na iets soos 'n 8.9 toe. Maar dit het veroorsaak en daai kernreaktor se naam was Fukushima. Hy bestaan vandag nog, reg? En vandag nog is die probleem daar. Ons is nou 14 jaar verder van 2011 af en Fukushima se radioaktiwiteit het veroorsaak dat daai hele area ontruim moes word, die wat hulle kon ontruim, wat nie weggespoel het nie. En dit is effektiewelik onbewoonbaar gewees vir baie jare. Groot hoeveelheid mense het turbocancers gekry, kanker gekry as gevolg van die radiasie van dit. Met die gevolg is, Fukushima is nou nog 'n probleem. Hulle kan nie Fukushima regmaak nie. Daar's nie 'n manier om Fukushima reg te maak nie. Hulle kan nie. Dis soos 'n kernbom wat bly lek. Nou ja, op hierdie stadium lek hy in die see in. Met die gevolg is, hulle tel vis op in New York op die strand wat radiasie het. Hy's vergiftig. Hy is asof hy 'n kernbom ingesluk het. Hy's vergiftig. Hy's giftig. Jy kan hom nie eet nie. So, Fukushima het groot krisis veroorsaak. Want hoekom bou hulle hierdie reaktore by die see? Hulle gebruik die seewater om hom af te koel. Dit is hoe kon hom gebruik. So as daar enigiets gebeur en hy kan nie afkoel nie, dan maak hy soos 'n bom. Dit is wat gaan gebeur. So, nou, Kaapstad sit met Kuiberg, reg? So kom ons praat oor Kuiberg. Kuiberg sit op die Milnerton fout. Hulle het hom gaan bou op 'n foutlyn, maar daar's 'n hele paar foutlyne wat hardloop deur die Kaap. So, is interessant, daardie area het foutlyne op. Nou, iets wat nie in die res van Suid-Afrika eintlik voorkom nie. Wat 'n krisis is nie. Dit is daar in Kaapstad. En dit is waar Kuiberg die probleem is, want hy sit op die Milnerton fout. En op 'n stadium toe die minister, so een van die ministers het ruk terug gevra, die minister van energiesake, ek dink so, oor so 'n probleem vir Kuiberg, toe sê sy nee, wat dan? Kuiberg is baie mooi gebou, hy kan 'n 8.5 vat op die Richter. Nou ek sê vir jou, dit wat kom is groter as 'n 8.5 op die Richter. So, kom ons lees wat sê Siener. Hy sê op 13 September 1914, die donker sak toe, 2 liggies, 'n groot engine waarby rook uitkom. Toe trek dit op die berge en toe kom mense oor 'n kaal wêreld. Luister mooi wat hy sê. Hy sien 'n dorp waarvan die huise niks word nie. Ons mense kom op en dan sien hy, want dit is in 'n bepaalde tyd, hy sê, dit is so donker dat hy sy perd se maanhare nie kan sien nie. Die wêreld is swart afgebrand. Hoe verder hy gaan, hoe warmer word die gloed in sy gesig.
Luister mooi. Dit donker sak toe. Wat het ons te doen? Ons het hier te doen met 'n massiewe kragonderbreking wat oor die land versprei. So dit is by ons 'n merker. Luister mooi, dis 'n merker. Maak oop jou ore as jy in Kaapstad bly. Reg, groot kragonderbreking wat oor die land spoel. 2 liggies, menende daar's net 2 plekke wat min of meer lig het in Suid-Afrika, die res sukkel. Heel moontlik het dit te doen met 'n tekort aan brandstof. Dit wil sê ons het nie toegang tot olie nie, die olie kan nie inkom nie, so ons kan nie diesel maak vir die turbines van Eskom nie. Verstaan? So hy sê, daar's 2 liggies, die donker sak toe, so daar's 'n massiewe kragonderbreking oor die hele Suid-Afrika. Dan sê hy, 'n groot engine waarby rook uitkom. Watter engine praat hy hiervan? Praat van Kuiberg. Kuiberg is 'n engine. Jy start hom op, en met sy energie wat hy maak, met die kernkrag, wat veroorsaak hy? Elektrisiteit. Jy kan met hom iets doen. Jy kan elektrisiteit opwek. Reg. Hy sê, 'n groot engine waarby rook uitkom. Wat is hierdie rook? Dis radioaktiwiteit. Radioaktiwiteit is radiasie, soos 'n atoombom. Toe trek dit op die berge. Het gaan lê op die berge. As daar nie 'n wind waai nie, gaan jy dit inasem. En toe kom mense oor 'n kaal wêreld. Hierdie sê vir my, ons gaan sit met 'n massiewe tsunami, wat ook wat Kaapstad tref, as gevolg van hierdie groot aardbewing. Hy sien 'n dorp waarvan die huise niks word nie. Ons mense, dan gaan hy verder, dan sê hy, die wêreld is swart afgebrand. Hoe verder hy gaan, hoe warmer word die gloed in sy gesig. So, wat ons daar gaan sien is massief. Is iets wat Rebecca Eerlang ook gesien het. Rebecca Eerlang het dit gesien. Ek het dit op 'n stadium op 'n TikTok video gesit, toe ek begin praat het, miskien is dit iewers op my TikTok kanaal. So, dit is iets wat gaan gebeur. Rebecca Eerlang het hierdie krisis by Kuiberg gesien, en sy het nie geweet daar bestaan 'n plek soos Kuiberg nie, sy moes dit gaan opsoek. In 18 Mei 1919, in die visioengeskrifte, so in die Siener visioengeskrifte, klink dit vir jou soos 'n vulkaan uitbarsting, das dit lie kritter. Maatjie, as dit 'n vulkaan uitbarsting was, sou hy nie gesê, dis 'n groot engine waarby rook uitkom nie. Julle luister soos julle gatte. So, luister mooi. Hy praat van 'n tyd waar ons 'n Britse regering in Suid-Afrika het. Maar wat hy sê is in die Kaap is 3 siwe op mekaar, 1 entjie bo mekaar, en toe die siwe wegraak. So wat is 'n sif? Hy sien in Kaapstad 3 siwe. Hy sien in Johannesburg 2 siwe, onder andere, maar in Kaapstad sien hy 3 siwe. Wat beteken dit as ons praat van 'n sif? 'n sif is 'n massa slagting. Baie mense sterf op 1 dag. Dit is 'n sif. So, sieners sien 3 siwe oor Kaapstad uitkom. Hulle is so entjie uit mekaar uit. Dit wil sê, 3 massa slagtings gaan plaasvind in Kaapstad omgewing. En ek gaan vir julle sê, wat is dit? Die eerste een is hierdie aardbewing wat kom vir Kaapstad. Kuiberg wat skeur of ontplof, maar die skade is so groot, hulle bring die Amerikaners in om te kom hulp gee, want ons weermag beteken niks. Reg. Die tweede sif wat oor Kaapstad uitkom, is wanneer die Amerikaners en die Duitsers Kaapstad bom vanuit die see uit, nadat daar 'n tipe van 'n Taliban oorname is van die Kaap. Ons sal dit nog sien. Ander mense het dit ook gesien. So, die moeilikheid daar, om daai lot uit te dryf, uit die Kaap uit, dit wat op daai stadium in die Kaap aangaan. Onthou as jy die Kaap beheer, dan beheer jy die seeroete daarom, jy beheer die hawens, jy beheer Simonstad, so dis 'n baie sentrale deel, reg. So, wat gaan gebeur is, die tweede groot sif is wanneer Duitsland en die VSA Kaapstad bom, en die derde groot sif, wat is die derde groot sif? Is wanneer die asteroïde tref net diskant die Mid-Atlantiese rif,
en hy veroorsaak herhaaldelike tsunamies en aardbewings reg oor die aarde. Is iets wat iemand gesien het, ek het dit self gesien, daai persoon, ek dink hy's Enrique Rodriguez, het dit gesien, jy kan dit gaan opsoek, ek dink jy sal dit kry op die internet, op YouTube, waar hy sien hoe daai asteroïde inkom, hy slaan net diskant Puerto Rico op die Mid-Atlantiese rif, dit veroorsaak 'n 12 op die Richterskaal, en die hele ooskus van Suid-Amerika en Noord-Amerika is weg. Mense sal in die nag in hulle beddens sterf. Hulle sal nie eers weet wat hulle getref het nie. Maar daardie tsunami hardloop reg oor al die kusvlaktes van die wêreld. In so 'n mate dat die kusvlaktes permanent onder water is vir 'n paar jaar. 'n paar jaar sal niemand bly op die kusvlaktes nie. Was al voorheen so dit sal net weer gebeur. Daai water wat inkom, hardloop verby Port Elizabeth, PE Uitenhage, Oos-London, is weg. Hulle sink weg onder die see tot sover as Queenstown word ingesluk deur die see. Na al hierdie dinge verby is daar 'n hele nuwe natuurlike inham. Daar waar die Oos-Kaap gesit het, is nie meer 'n Oos-Kaap nie. So daar sal 'n natuurlike inham wees wat so ver gaan soos Queenstown. En Queenstown sal onder water wees. Die see sal hom ingesluk het. So, ek waarsku net, wat jy doen is jou saak. Ek het my deel gedoen. Jy moet begin navorsing doen oor hoe jy hierdie ding gaan oorleef. Deborah kan dit nie vir jou doen nie. Ek het vir julle Openbaring 6 uitgelê. Die ouens wil dit nie hoor nie. Ek kan nie. Ek help net, né? Ek verduidelik vir jou wat kom. En wat jy dan doen is dan jou saak. Ten minste is jy ingelig. As jy dit glo. Nou wil ek jou nog iets vertel. Luister mooi. Met dat daai asteroïde die Mid-Atlantiese rif tref hy hom half skuins. So hy tref hom meer aan die Amerikaanse plaat as wat hy hom tref aan die Afrika plaat. So soos wat daai rif sit in die see, slat hy hom aan die kant. En hy slaan hom so hard dat hy die Weskus oplig uit die see uit. Die hele Kaapstad breek af, hy sak weg onder die see, Tafelberg staan met sy voete in die water. Tafelberg word 'n eiland. Jy sal roei soontoe om te gaan kyk hoe lyk dit. Hy sal 'n natuurreservaat op sy eie word. Niemand gaan ooit weer daar bly nie. Vat dit van my. Reg? Maar die hele Weskus reis uit vanuit die see uit, né? Pikswart kraanse, honderde meters in die lug en op. Goed, nou luister mooi. En die rede hoe ons dit weet, ek het dit geself gesien, ek het dit onlangs gedroom, maar ek weet dit is al 'n geruime tyd. Want sieners sien op 12 November 1915, 10 Januarie 1915, hy sê die groot rivier droog op vanaf die weste. Die groot rivier droog op van die weste, die groot rivier is die Oranje. Die Oranje rivier droog op vanuit die weste. Hoekom droog hy op? Want met dat hy die Weskus oplig, honderde meters bo in die lug en op, hardloop die Oranje rivier terug. En hy maak 'n nuwe dam daar in die omgewing van Ograbies. Hy maak 'n nuwe groot dam. En dit gaan hom 'n rukkie vat, voordat hy nou weer pad vat, op 'n natuurlike wyse see toe. En dan sal hy oor die kraanse stort tot in die see. Soos wat hy nou is, waar hy sagkens inloop in die see in, daar in Springbok se omgewing, né? So, dit sal nie weer so wees nie. Hierdie Weskus word opgelig tot by Lourdes Baai, tot by die Bartholomeus kruis. Dit het God vir my gewys. So hy lig hom op. Hy breek heeltemal af, Kaapstad breek af. Die Skiereiland breek af, hy dryf weg in die see, hy word 'n eiland. Kaapstad, weg. Kaapse vlakte, weg. Valsbaai, weg. Daai hele bergreeks, gone. Hy staan met sy voete in die see. Daar alles wat laagliggend daar is weg. Die berge sal bly bestaan, hulle word 'n see. Hulle word 'n eiland. Reg. Goed,
So as jy nou luister wat ek sê, dan verstaan jy, daar kom groot drama vir die Kaap. Reg. Vir die Suid-Kaap. Reg. Dit gaan nie oor die Noord-Kaap nie. Die Noord-Kaap is veilig. Hy word 'n massiewe, hy word nog hoër opgetel met die feit dat die Weskus optel 'n paar 100 meter in die lug in. Hy's eintlik hy kry ekstra water, hy kry 'n massiewe natuurlike dam wat die Oranje rivier self sal vorm, want hy het nêrens heen om te loop nie. So hy gaan eers opdam en dan loop hy af. En dan kry ons dat daar 'n massiewe groot meer kom net aan die onderkant van die Botswana grens. Ek sou sê in die omgewing van Danielskuil. En dit het te doen met 'n onderaardse meer wat daar reeds is. Een van die grootste onderaardse mere in die wêreld kom voor in die omgewing van die Kalahari. Ek het daaroor ook 'n TikTok video gemaak en jy behoort hom nog te vind op my lys. Ek het die video aangerig. Dit was National Geographic het gegaan en hulle is af. Hulle het is 'n grot wat hulle in afgegaan het en onder het hulle 'n massiewe, helder, vars watermeer gekry onder die Kalahari. Massief. God het die water weggesteek. Hy het die water weggesteek. So, nou wat gebeur wanneer daai groot asteroïde die Mid-Atlantiese rif slaan? Wat gebeur? Hy breek daai plaat wat onderkant die aarde is, onderkant ons vrugbare aarde, daar in die Noord-Kaap, daar waar reeds 'n skeur is, onder Danielskuil het daar reeds skeure gevorm. Oornag het daar hier in 2017 'n lang skeur gevorm, toe die ouens die oggend opstaan, toe sit daar 'n skeur in die aarde van 'n paar kilometer lank. Reg? Deborah kan nie nou worry vir dit nie. Deborah wil graag klaarmaak. So, julle moet mekaar maar doodmaak hier op die comments en kyk of dit vir julle werk. Los die ouens wat, luister, dit werk so. Die mense wat die inligting verwerp, sal op die ou einde sterf. Die wat die inligting ter harte neem, hulle is die uitverkorenes, hulle is die uitgesoektes om te kan oorleef, want sy ore was oop. Verstaan julle? Dit so dit werk. Los die sotte, los hulle. Elke keer wat hy 'n sotlike opmerking maak, is 'n spyker in sy eie doodskus, en van hulle wil vreeslik graag doodgaan. So, dan moet hulle gaan. Kyk, ons is nie hier om ouens aan die lewe te hou, wat nie wil leef nie. So, mens los hulle. Willie, kom ek verduidelik vir jou. So die Bybel sê, God gee 70 jaar en 80 jaar met groot genade vir sy kinders. Maar die Satan kom, en hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy vermoor die wat nie onder die beskerming van die Almagtige is nie. So, sommige ouens moet sterf, hulle het nie ore nie. Goed, kom ons gaan aan. Nou ja, so daai klipbank, dis kan Danielskuil, daai klipbank breek met daai massiewe slag van die asteroïde. En wat gebeur dan? Daar kom vars water uit in die omgewing van Danielskuil. Kyk, by Appington Appington of Kuruman, weet ek, is daar 'n oog, 'n vars water oog. Nog vir alle jare. Daai is die teken dat daar baie vars water onder die aarde is. Daar's baie vars water. Hulle moes net boor om dit uit te kry. En plek, as hy bietjie vol loop, dan loop hy nou uit, dan is dit nou 'n vars waterbron wat bo op die aarde uitkom. Maar daai plaat breek. En hy breek so, dat al daai vars water van onderaf deurkom en 'n groot meer vorm daar in die omgewing van Danielskuil. Ek het dit baie jare terug gesien, ek dink in 2014. So dit is wat ons gaan sien. 2 groot vars watermere. Een is 'n dam, wat die rivier self doen, en een is die plaat wat breek en hy groot vars water maak, sodat ons kan plant in die Noord-Kaap. Dit is hoekom God sê, gaan Noord-Kaap toe, gaan woestyn toe, vlug boerevolk woestyn toe. Wanneer dinge so sleg raak, dat jy nie meer in jou huis kan bly, en die polisie en die weermag gaan jou definitief nie oppas nie, skuif Noord-Kaap toe. Want sê hy, daar in die woestyn gaan ek vir julle lewende water gee, en julle gaan produseer om vir die res van die wêreld kos te gee.
So Vader het baie wonderlike planne vir sy volk wat hy gaan bymekaar maak in die Noord-Kaap. Reg, so. Iets wat hy interessant sien, wat sieners sien, en dit strook met Openbaring 6, is 12 November 1915 sê hy sien net 2 koningssterre. Hy sien nie 3 koningssterre nie. Nou waarvan praat hy? Die 3 koningssterre is the Belt of Orion. Julle behoort te weet waar is Orion's Belt, nou? Julle weet waar is Orion's Belt, nou? Julle sien hom in die aande, nou? Dis iets wat in ons suidelike halfrond baie voorkom. Ons kan hom sien, Orion's Belt. Hy 3 koningssterre. Reg? So, maar sieners sê, hy sien net 2. In die tyd wat God die volk red, die boerevolk red, uit die hand van haar vyande uit, wanneer hy hom ontferm oor ons, is daar iets wat 'n kataklisme is, en ek het al daaroor gepraat, wat gebeur in die ruimte, en ons is net, daar's 2 koningssterre oor, nie meer 3 nie. En dit is 'n baie belangrike kenmerk. Goed, nou ja, kom ons praat, Dominee Willie Maree, wat het Dominee Willie Maree gesê? Dankie Chantel. Dominee Willie Maree het 'n baie interessante profesie gehad, luister mooi. Dominee Willie Maree sê, in die boek Man van God, het hy gesê, hy sien, daar is 'n massiewe aardbewing. God het vir hom gesê, hy sê elke keer as hy in Kaapstad gaan kuier, en hy kom so in met die vliegtuig, dan wys God vir hom, in 'n visioen, hoe Tafelberg staan in die see, en dis water reg rondom, daar is nie 'n stad nie. Toe gaan hy na Vader toe vra hy vir Vader, hoe is dit moontlik? Toe sê God vir hom, dit sal wees met 'n massiewe aardbewing, wat baie onverwags gaan gebeur. En dit sal die aarde oopskeer, van Kaapstad af, regdeur langs die bergreeks af, tot daar by Valsbaai. Nou dit is die eerste fase. Dit is die eerste fase van die verwoesting oor Kaapstad. Dit is natuurlik onder andere wat te doen het ook met Koeberg, met die skeur van die Milnerton fout. So, ons gaan skeure sien, groot skeure wat onder andere huise gaan insluk in die Kaap. Ja, as jy daar bly, dan bly jy op die verkeerde plek, reg. En toe gee hy 2 koerantartikels. En die boek wat hy geskryf het is Man van God, gaan soek hom by die boekehandelaars, Dominee Willie Maree. En hy het toe 2 artikels aangehaal wat sê daar's klaarfoute in die Kaap, en dit was in 2005. Die een is dateer uit 9 van die 4de maand 2005, en die opskrif was A geological fault has woken up in die Kaap. A geological fault has woken up. Hulle praat van recent seismic activity, en dit is so. En weet jy wat het die munisipaliteit toegemaak? Hulle het gesê, as jy nou groot geboue bou, moet hulle earthquake bestand wees. Hulle moet earthquake bestand wees. Gaan vra die munisipaliteit. Hulle het nuwe reëls en regulasies ingestel in die tyd van 2005, want daar is vir hulle gesê, dat die Milnerton fout het wakker geword. Nou die stres wat op die Milnerton fout is natuurlik 1000 maal meer as wat dit was in 2005. Reg. Hy haal toe nog 'n koerantartikel aan. Die eerste een is dit. Luister mooi, die 3de van die 12de maand 2003. En dit is deur Teens van die Westhuizen geskryf. Skuddings kan 'n groot stuk van die Kaap in puin lê. Dit was die opskrif. Skuddings kan 'n groot deel van die Kaap in puin lê. Dit is in 2003 al gesê. Nou ja, so wat ek vir jou sê is, hulle weet hiervan. Nou mooi, ons het nou aardbewings gekry, hier op die Weskus, ons gaan nog kry. Luister mooi, ons gaan nog kry. Die waarskuwing sal kom, ons oor is net nie oop nie. Die ouens gaan al met hulle lewe, hulle hou nou Kersfees, dan gaan hulle New Year hou, verstaan jy? So, my taak is om te waarsku. Ek is nie hier om ander ouens se besluite vir hulle te neem nie. Maar, luister mooi wat het gebeur in Februarie maand hierdie jaar. Luister mooi. In Februarie maand hierdie jaar, 2024, toe breek daar 3 kabels in die Rooi See mors af. Nou of hulle dit al reggemaak het, weet ek nie, want ek dink hulle kan regmaak daar nie. Daar's 'n oorlog tussen die Houthis van Jemen en die skepe wat deur die Suezkanaal kom tot in die Rooi See.
So ons weet daar is 'n oorlog, so ek twyfel of hulle enigstens kabels kan regmaak in die Rooi See. Maar wat interessant is, 3 kabels werk nie meer nie in die Rooi See. Dit was Februarie 2024. Luister die datums. Op 15 Maart 2024 kom sê Vodacom en Telkom en al daai ouens vir ons 4 van 9 kabels, nee, 7 van 9 kabels, 7 van 10 kabels is effektiewelik af. En hulle sê toe 3 aan die Weskus het gelyktydig gebreek. So op 15 Maart 2024 breek 3 internetkabels op die seebodem mors af. Nou weet jy waar breek hulle? Daar in die hoek van Afrika, daar waar die Ivoorkus is, daai hoek. Soos Afrika nou so kom en maak hy so hoek, daar in die hoek breek die kabels 3 mors af. En aan die Ooskus gebeur presies dieselfde ding. Hy sê, daar was toe ook, en 3 aan die Ooskus, en dan nog aan die ander kant, ek kan nou net in die Rooi See was daar 3 kabels, ek het nou opgeskryf, ek het nou vergeet waar ek het geskryf, maar in elk geval, jy kan die inligting gaan soek. So, daar het toe, en bokant Mauritius, het daar ook kabels gebreek, maar die probleem wat so interessant was, is dit het min of meer gelyktydig gebreek. Gelyktydig. Dit wil sê, die kabels aan die Weskus breek min of meer gelyktydig soos die kabels aan die Ooskus van Afrika. Nou, wanneer dit gebeur, want wat is dit? Hulle het nooit vir ons gesê wat dit is nie. Hulle het gesê, dis bote, en dis die bote se ankers, dis nie dit nie. Hulle het later gesê, dit kan nie wees nie, want daai kabels is 3 kilometer onderkant die see. So, wat het hulle gebreek? Toe sê hulle, seismic activity. Nou kom ek gaan verduidelik vir julle, was nie 'n submarine nie. Niks te doen met 'n submarine nie. Luister mooi, dit het te doen daarmee dat die hele Afrika, kom ek verduidelik vir julle, Afrika wat so lyk Afrika, verbeel julle dis Afrika, Afrika het so gemaak, so Afrika het so gemaak, en die oomblik toe hy so maak, hier is Kaapstad, toe hy so maak, toe breek hy die kabels weerskante van die kuste, mors af. En ewe skielik sukkel ons met internet in Suid-Afrika, dis groot stories, hulle sê dit gaan ten minste 5 weke vat voordat hulle daai skip daar kan kry, dat hulle begin regmaak. Want 3 kilometer onder kan die see is bietjie baie diep, om kabels te gaan haal en regmaak. Maar dit was ons eerste tekens, dat daar ernstig fout is met die situasie op die Afrika-plaat. Daar's fout met die Afrika-plaat. So, ek glo hulle het probeer regmaak, en op hierdie stadium was daar nie verskriklike aktiwiteite weer nie, met die gevolg is, ons het dan weer internet, behalwe ek dink die kabels in die Rooi See. Maar die feit dat die kabels gebreek het, sê vir jou daar's fout. Maar hulle gaan nie vir jou sê daar's fout nie. Glo vir my, niemand gaan vir jou sê daar's fout nie. Niemand gaan jou waarsku nie, niemand gaan vir jou sê, luister my maat, is tyd om jou huis te verkoop nie, niemand nie. Jy gaan net een oggend opstaan en agterkom jou huis het begin kraak. En op 'n stadium, ek het self gesien dat die huise in Kaapstad se vloere kraak middeldeur. En mense het vir my foto's gestuur, 'n hele paar maande terug, van hoe hulle huise kraak in Kaapstad. So dis kom, naas die feit dat die hele Kaapse kus is besig om te sink. En die rede hoekom die Kaapse kus besig is om te sink, dit het alles te doen, die Bybel sê niks van die engele in die hemel weet nie. Jy praat twak. Die volk is so die mekaar. Julle suig vreeslik stront uit julle duim, dan kla julle oor my. Luister mooi, daai groot aardbewings wat was op die Antarktiese plaat, het veroorsaak dat die Antarktiese plaat het opgelig, en nou druk hy die Afrika plaat na onder toe. En dit het veroorsaak dat die kusvlakte in die Kaap het begin sink. So met die gevolg is die oseaan kom in, en wat gebeur met die oseaan? Hy vreet die strande op. Ons het baie dieselfde gesien in Florida, na orkaan Sandy, daardeur is in 2013.
Toe is die see ewe skielik op die huise. Dit was nooit so nie. Die see het letterlik die strand ingesluk. So, die weer eens, die ouens wat daar woon, hulle gaan vir jou sê daar's fout. Hulle sien die krake op die paaie. Hulle sien, maar die strande, die see kom al hoe meer in, en wanneer die see inkom, dan hardloop hy oor die strate, die strate wat reg langs die see is. Ek het nou die dag by Port Elizabeth, het ons gesien, het die video's gehardloop van die mense. Jy kan sien hoe sit hulle op daai breë weg wat langs die see afloop, daar in Port Elizabeth, en dan stroom die branders reg bo oor die pad. Ja, maar dis nie normaal nie. Luister mooi, dis nie normaal nie. Verstaan julle? Toe hulle daai tyd die pad gebou het, toe was die pad droog. Die pad was nie in die see se pad nie. Verstaan jy? So wat het gebeur, dat ons begin sinking sien het op sekere areas, want dit het niks te doen met die oseaan, wat meer water het, en nou styg hy nie. So, ons het te doen met 'n sinking van sekere areas. En dit het alles te doen met die Afrika-plaat. Reg? Nou ja, kom ons praat oor die Skeurvallei, aangesien ek op 'n rol is, en ek het nog 'n paar minute oor. Kom ons praat oor die Skeurvallei. Die Skeurvallei strek van die Jordaan af, reg langs Jerusalem verby, deur die Rooi See, daar verby Somalië en Sudan, tot, want ons net hierdie ou help, want Deborah kan nie, Deborah het nie krag vir sotte nie. So, right, kom ons gaan. Die Skeurvallei, die Rift Valley, strek daar van die Jordaan af, in die Midde-Ooste, reg deur tot hier onder by Maputo. En daar die Skeurvallei, is nie 'n fout in die aardkors nie, dis nie 'n plaat nie, dis 'n skeur. Reg? Dis 'n skeur. So, hierdie skeur is besig om mee te gee, in so mate, dat Mosambiek se kus is besig om te sak onder die see. 2019 was daar 'n groot orkaan gewees. Hoeveel tyd het ons, Deborah? Vir Kaapstad hoop ek tot 21 Maart. My persoonlike opinie is, na 21 Maart gaan ons dinge begin sien vir Kaapstad. Rebecca Eerlank het, ek dink in 2018, 2019, toe sy die ding sien, toe sê God vir haar, dit sal gebeur in die begin van die jaar. Maar God se jaar begin nie op 1 Januarie nie. Hy begin op 21 Maart. So, as God sê 'n ding begin in die begin van die jaar, dan begin dit kort na 21 Maart. So, Twinkle Toes het ek wat gesien. Ja, nee, die sotte moet gaan Kersfees hou. Hulle moet lekker Kersfees hou, dat Kersvader hulle kan gaan maal. Nou luister mooi, die Skeurvallei is besig om mee te gee. En ag, dit hou alles verband met wat die skrifte sê. So, die hele Skeurvallei is besig om oop te trek, en soos wat hy ooptrek, so sal Jerusalem en die Jordaan daarbo begin vibreer. Die dooie see, wat op hierdie aardkors skeur sit, Twinkle Toes, droom lekker. Sleep girl, sleep. Daardie dooie see is besig om grootskaals sinkgate in te vul. Hy vul sinkgate in. Hoekom? Want die skeur onder die dooie see is besig om mee te gee. Dis hoekom daar deesdae varswater onder andere is, of 'n verandering van water in die dooie see, en hulle vind sekere visies nou daar. Mense raak vreeslik opgewonde. Maar hulle sê nie vir jou dat die dooie see van sy vakansieoorde moes sluit, omdat het gevaarlik geraak het om daar te ry. Die plek het sinkgate ingeval. 'n Sinkgat val in op 'n stretch zone. Dit wil sê, hy is besig om oop te trek aan die onderkant. Jy kom dit nie agter nie, want bo lyk die grond nog mooi toe. En een môre as jy ry, dan val daar 'n gat in, dan val die kar in die gat in. So dit is wat
besig is om te gebeur daar, toe het hulle dele daar gesluit. Jy kan nie lekker daar by die Dooie gaan vakansie hou nie, die plekke is toegemaak. So, alles te doen met hierdie skeurvallei. En hierdie skeurvallei hardloop reg deur tot onder by Maputo, maar 'n deel van hom maak 'n hoefyster deur Johannesburg. So, die krisisse vir Johannesburg is massief. Daar sal 'n skeur in Johannesburg ontstaan, wat 100 kilometer lank is. Luister mooi, 100 kilometer lank is. Deur Johannesburg. En dit sal letterlik oornag gebeur. En ons gaan dit almal lees in die koerante. Hoor wat Deborah vir julle sê. Julle gaan julle hande saamslaan en julle polse afkou. Want julle weet nie wat kom nie en julle stel nie noodwendig belangrik nie. Wanneer kom Jesus? 800 jaar in die toekoms. So. Right, so wat het ek nog om te sê? Kom ons praat net gou oor Openbaring. Dat ons net praat oor Openbaring. Kom ons praat gou oor Openbaring, want Openbaring het alles hiermee te doen. Openbaring 6 het te doen met die earth changes wat ons nou sien. So kom ons, Openbaring 6 sê, en ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Wat is hierdie aardbewing? Hierdie aardbewing is daai groot asteroïde wat die Mid-Atlantiese rif tref, net diskant Puerto Rico. Dit is die groot aardbewing. Hierdie groot aardbewing is die einde van die groot verdrukking. My persoonlike opinie is, hy sal kom na die 21ste September van 'n jaar, maar miskien is ek verkeerd, ek raai maar. So, van 'n drome, dankie, ja, verder lees ek my skrif, en ek lees wat die ander ouens sê. Daar's baie ouens wat baie akkuraat sien. Ons sien nie almal dieselfde ding nie, ons sien baie keer stukkies van dieselfde ding. So 'n ou moet net leer om die goed bymekaar te sit. En dit is waarmee ek goed is. Dit is hoe ek Marley, jy is aan die slaap. Deborah kan jou nie help nie. As jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Ek is hier om die ouens te waarsku wat ore het. Daar's altyd kinders wat nie ore het nie. En daai kind moet seer kry. As hy nie seer kry nie, leer hy nie. So, sommige mense leer deur hulle ore. Die Bybel sê geloof kom deur die gehoor. Maar ander mense het niks ore nie. Die Bybel sê hulle ore en hulle oë is toegestop, sodat God hulle nie red nie. Dit is waar daar staan. Dit is hoe dit werk. So, ek is hier om met die te praat wat God my gegee het. Ek is nie om hier om ouens te oortuig wat nie deel is van daai uitverkore groepie nie. So, dit is hoe dit werk. Myns insiens is die wêreld 'n bietjie oorbevolk, veral hier in Suid-Afrika, en hier is baie ouens wat 'n waste is. So, hy beteken niks nie, hy kan net shop en eet en TV kyk. Hy kan geen sinvolle bydrae tot die samelewing neem nie. So, myns insiens is die natuur moet 'n bietjie skoonmaak. Dis my persoonlike opinie. Natuur moet 'n bietjie skoonmaak, ons kan nie so sukkel nie. Reg, dit wat oorbly, is die eisters, is die survivors, is die waaksames, is die wakker ouens, is die ouens wat proaktief opgetree het, is die ouens wat 'n plan kan maak, hy kan 'n plan maak om te oorleef. So, sies toch Marley, dis jammer as 'n ou so dom is so snot. Dis jammer as die volk so dom is, maar is goed, ons sif hulle. Mens moet maar so aan die volk sif. So, luister mooi, daar kom 'n groot aardbewing, dit is hierdie asteroïde. Die son het swart geword soos 'n harige sak. Hoekom praat hy daarvan? Want dit wat in die atmosfeer opstyg, maak dat ons gaan sukkel om die son te sien. Dit gaan lyk asof jy die son kyk deur middel van 'n sak. Verstaan julle? 'n Harige sak. So, en die maan het geword soos bloed. En wanneer die maan word soos bloed, het dit alles te doen met 'n vuil atmosfeer, met baie stof in die atmosfeer. Reg? Dan sê hy, die sterre van die hemel het op die aarde geval. Daai asteroïde wat ons tref, nie, dis kan die Mid-Atlantiese rif, is die eerste groot waarskuwing dat die volgendes op pad is. Maar ek beloof vir julle, wanneer daai eerste een slaan, is almal wakker. Almal wat oorleef het, die volgende dag sal wakker wees. Hulle sal mooi verstaan
dat die tyd is om, en God is kwaad vir die aarde, en hy gaan 'n bietjie skoon maak. Nee, Hein, daar is nie 'n wegraping nie, van 'n kerk nie. Daar sien as die woord kerk is nie eens in jou Bybel nie. Goed, en die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word. Dit is so, ek het gesien hoe gebeur dit, Vader het my in 'n droom gewys op 17 April 2011. Hoe lyk dit wanneer hierdie boek toegerol word? En al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. Weet jy wat dit beteken dit? Dit beteken die aarde het 'n earth crust displacement. Iets baie soortgelyk soos wat jy sien in die movie 2012. Hier op die einde van die movie in 2012, wanneer hulle in daai groot skepery wat hulle gebou het vir die elites en die uitgesoektes, dan sê hulle wel, hierdie plek sit nou nie meer daar nie, en hierdie plek sit nou nie meer daar nie, die hele aardkors het geskuif, en weet jy wat sê hulle dan? Hulle sê, let's set sail for South Africa, want hulle weet, ons sal oorleef, hulle weet dit. So, dit is interessant, want die Satan weet wat Vader, hy was daartoe van hierdie plan op die tafel is, so hy verstaan baie mooi, die boerevolk in Suid-Afrika oorleef. So, en dan sê hy, luister mooi, wat gebeur in hierdie tyd, wanneer die groot verwoesting oor die aarde kom, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vry mense, het hulle weggesteek in die spelonke, en in die rotse van die berge. Die mense het hulle gaan wegsteek, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toring van die lam. Want God is kwaad, hy gaan 'n bietjie kom skoonmaak. Hy gaan kom skoonmaak. Hy gaan ontslaa raak van al die hoere en die hoereerders en van al die besoedeldes. Hy gaan ontslaa raak van al die ateïste en die sataniste. Hy gaan ontslaa raak van almal wat lou is. Hy gaan hulle uit sy mond uitspoeg. En die wat oorbly, ons sal weer leef soos in die ou dae van die voortrekkers, en 'n rustige lewe hê, 'n groot oop skoon land, sonder iemand wat bedreig, sonder ouens met assegaaie, inteendeel, in die nuwe tyd wat kom, na al hierdie groot verwoesting verby is, en die gay hoofstad daar onder gesak het onder die see, die gay moederstad van die land, hulle het hulle mos die gay moederstad genoem van die land, as God nou mooi skoon gemaak het, weet jy wat, dan gaan daar weer baie leeu's en buffels en olifante wees. Hulle sal die probleem wees, nie die ander nie. Dit sal 'n wonderlike skoon land wees, sonder ons vyande, vreedsaam. Inteendeel, jy sal met 'n perd ry om weer jou plaas af te merk. So. Maar ek geniet dit. Elke keer as ek julle inlig, geniet ek dit. Ek geniet dit, want dit beteken, ek het my deel gedoen. So, dan kan Vader oorgaan en sy deel doen, want die waarskuwing is gegee. Nou ja, Walter, julle moet maar wakker sit. Kyk maar die situasie, daar sal definitief nog trillings kom. Hierdie is net die begin. So, daar gaan nog trillings kom. So ja. Ria, ek is bly ek kan waarsku. Nou ja, mooi bly ouens. Ek sien die ouens het vreeslik beklei op die kanaal. Mense moet jou net nie steur aan die sotte nie. So ja. Johannesburg sal 'n massiewe aardbewing hê en dele van hom sal ingesluk word deur 'n sinkgat. En niemand sal ooit weer daar woon nie. Reg. Mense net ontslaa raak van al die ouens wat 'n probleem is. Ja, waar die mega churches is. Ja. Die Vader moet 'n paar plekke insluk. Dat ek vir jou sê, die Bybel sê, en die aarde sal haar te hulp kom, en sy sal die rivier insluk. Die sinkgate gaan op snaakse plekke oopmaak. Dit gaan dorpies insluk.
Hoor wat Deborah vir julle sê. So, mooi bly julle. Dis klaar net so na 12, ek het mooi gepraat.